'n nuwe Rubicon word ontbloot. Die Rubicon gesprekreeks is opgeneem tydens 'n geleentheid by die AfriForum Theater. Op publieke aandrang deel ons die gesprek hier in dele oor die volgende paar weke. Ek moet net gou beheer kry oor my span. Julle was al drie by tye nou liggies van die punt af. 2, ons moet vinniger by die doelwit uitkom. Ons gaan hom veg. Ons gaan hom veg. Wat myself aan betref, baie kortliks, ek het in daai Brakpan, Benoni, Boksburg, driehoek is ek gebore en daar begin. En anders as wat julle dan vermoed, was ek hierdie verskriklike, onskuldige, soet, goed gedissiplineerde, maklik hanteerbare, liefdevolle kind. Dis nog steeds so. Ja. My pa was in die bankwese, ons het baie getrek tussen groot dorpe, was nogal uitdagend, maar ek het slegte ervarings gehad as kind. En tussen daai tyd, graad 1, daai standaard 5, jy kan die onskuld op hierdie, ek meen, daar is nie sonde daar nie. Ek meen nou, ja. En ek het baie eintlik swaar gekry. Vir baie redes was ek net nooit goed genoeg nie. Ek is gemaak glo dat ek nie kan hardloop nie en ek kan nie bal skop nie. Ek het 'n juffrou gehad standaard 2 wat, jy weet, heeltyd elke dag eintlik vir my gesê het ek is 'n stupid idioot. En so het ek geworstel deur hierdie goed, skool en kerk. Daar het effens 'n draaipunt gekom in standaard 7, toe ons skuif na 'n klein dorpie Morgenson Landbou Skool en 'n juffrou sê vir my, miskien kan ek tog hardloop. En miskien is ek goed genoeg. En ek onthou, tweede, derde jaar universiteit, die Loer atletiek byeenkoms, het ek toevallig gehardloop in die, wat daai tyd was, die vinnigste 100 meter wat nog ooit in hierdie land gehardloop was. Ek was nie atleet nie, maar die Steve Rautenbach by Tikkies het gesê, jy hardloop, toe hardloop ek. Almal het my weggehol. Daar was ek daar was 'n swartetjie uit van Zimbabwe afgekom. Die Sondagkoerant die volgende dag het die atlete gehad wat die lyn sny. Ek en die swartetjie is nie in die foto nie. Ek het 'n intensie gehad om hom te wen, wat ek wel reg gekry het, maar ons is nie in die foto nie. Daai tyd was die rolpres, dit was 'n rolpress druk, dit was nie cut and paste nie. So as hulle ons moes uitrol, so ek en daai mannetjie op die agterblad van die Sondagkoerant. Maar die relevantie is, die kind wat nie was nie, die kind wat nie geglo het, hy is tot enigiets in staat nie, het begine word. En dis seker die grootste ding wat die weermag vir my gedoen het. Want toe ek by daai kruispunt kom van gaan ek diensplig doen, daai tyd wou ek teologie gaan studeer, en as jy toe teologie studeer het, dan hoef jy nie dienspligte gedoen het nie. Daar was nie dienspligkapelane nie, jy kon net uitgebuil het, jy het afgekry. En ek het gekies vir dit, vir diensplig. Omdat ek gedink het, is 'n ereplig. Ek het gedink, is die regte ding om te doen. En stelselmatig, tydens basiese opleiding, daarna die valskermbaljon, het ek al hoe meer besef, dat ek is inderdaad tot meer in staat. En so die boublokkies in my lewe bymekaar gekom. Bietjie later in my lewe was ek nog steeds die onskuld van self. Julle kan sien, daar's geen kwaad in daai. Hierdie is so min of meer ontgroening op universiteit, ek's klaar. Dit het gereën daai dag en ek het daai ponchootjie aangetrek, so die foto lyk eintlik baie willer as wat hy is. Maar op daai stadium van my lewe het ek begin agter my neersit, spesiale magte, gekwalifiseerde valskermsoldaat, en ek het stadig begin groei in die mens wie ek bedoel was om te wees. Niemand anders nie. Nie die kind wat ek was en wat ek gedink het ek was toe ek klein was nie. Maar binne in my en elkeen van julle is daar hierdie ongelooflike potensiaal. En daar is die mens wat jy moes word. En dit het deel geword van my hele lewensreis tot vandag toe. Ek en Olga
3 dogters, baie klein kinders, daar pop so nou en dan nog een op die planeet uit wat sê ek ken jou. So hulle word nie minder nie. Maar dis ons, dis 'n fenominale gesin, 'n fenominale familie. Dis waarvoor ek lewe en werk elke dag van my lewe. Hele planeet vol die spul. Maar dis wat dit is wat ons mens maak, is dit nie? Ons nalatenskap lê nie daarin dat my kinders eendag iets oor my sal sê nie. My nalatenskap lê daarin dat ek geleef het. Nou. Jou nalatenskap lê nie daarin dat iemand eendag 'n mooi storieetjie vertel oor wie jy was nie. Jou nalatenskap lê daarin dat jy vandag gespoor trap en dat daai kinders in daai selfde spoor kan trap en daai klein kinders in dieselfde spoor trap. Dis wie ons is. Ek dink ek het iets van dit begin raakleeg in die weermag. Ek wil graag vir Wessie vra om net die Rubicon tema en hoe hy daarbey uitgekom het, net vinnig in konteks te sit. En dan gaan ons 'n bietjie dieper delf in die belangrike gesprek van die aand. Dankie Callie, en ek beskou myself as uitgetrap. Ek sal nou lig loop. Die hele gedagte oor die konsep en die TV-reeks wat ons besig is om te maak, gaan oor, daar's een ding in die lewe wat altyd daar is. Hy's altyd teenwoordig. En dit is verandering. Daar's konstante verandering in die lewe en ons kan nou maar net doen wat ons wil. Daar kom verandering. En dit gaan oor hoe jy die verandering aanvaar en hoe jy die verandering bestuur. En dit kom by groot besluite wat ou neem. En dit het my gebring by die Rubicon. Maar kom ons kyk, wat is 'n Rubicon? Dat ons net almal op dieselfde bladsy is. Wat is 'n Rubicon? Maar wat is 'n Rubicon? Waar kom die term vandaan? Die antwoord lê in die antieke geskiedenis. Toe Julius Caesar besluit het om Rome aan te val en beheer oor te neem, moes hy en sy weermag die Rubicon rivier oorsteek. Hulle het geweet as hulle die rivier oorsteek, kon hulle nooit weer terugdraai nie. Hulle moes Rome verower of sterf in die stryd. Caesar was suksesvol en het keiser geword. Tot vandag toe nog gebruik ons die uitdrukking, Anneka nu Rubicon, om 'n groot besluit aan te dui van waar daar geen terugdraai is nie. Dankie. Ek dink die belangrike deel wat gesê is daar, as jy besluit om die Rubicon te kruis, vandag kruis ons die spreekwoordelike Rubicon, nie die werklike Rubicon nie. Hy het die werklike Rubicon gekruis. Die geskiedenis was duidelik, as jy die Rubicon kruis, moet jy jou leer agterlos. As jy hom oorvat, dan is dit te beklei tot die einde, tot die last man standing. Dit is onomkeerbaar. En dit is waaroor ek wil gesels in ons lewe. Ons is 'n skool, 'n unieke skool van soldate. Hier sit 'n klompie voor my. Ek het net 'n paar gekies om deel te neem aan my program. Ons is 'n unieke groep, wat toe ons by die weermag aangesluit het, was dit 'n vredestydse weermag. Daar was nie 'n bosoorlog nie. Hulle het ons 9 maande opgelê en het huis toe gegaan. Daar was niks anders nie, as 'n regimentele weermag. Ek het persoonlik aangesluit om militêre akademie toe te gaan. En dan swat jy jou graad, die weermag betaal en gaan werk jy 4 jaar terug en gaan jy huis toe. Maar dit is toe nie so maklik nie. Dit het nie. Die lewe is vol veranderinge. Toe breek die bosoorlog uit. Die polisie word onttrek. Dis nou hierdie groep soldate waarvan ek praat. En van daai vredestydse regimentele weermag gaan jy oor na 'n weermag wat in operasies betrokke raak. Polisie is onttrek, ons is teen die grens ontplooi in Angola en Zambië. Ek preek vir bekeerdes. Die oorlog eskaleer en ons begin met transgrensoperasies. Ons het ewe skielike vermoë om strategiese inligting te bekom oor die vyand. Spesiale magte word gestig. Hier sit 'n klomp van hulle vanaand hier. Daar's deel van hulle is baie van hulle wat deel is van die dokumentêr. Spesmagte word gestig. Ons bekom strategiese inligting. Ons word geïsoleer. Ons begin met transgrensoperasies. Ons het nie 'n volhoubare konvensionele mag nie. Die Kubane word ontplooi. Ons moet slimmer werk. Ons moet sterker werk. Hier sit die vader van mobiele oorlogvoering, Roland de Vries, langs my. Ons ontwikkel 'n briljante konsep van mobiele oorlogvoering. Ons gaan deur daai oorlog vir 21 jaar.
korrigeer my as ek verkeerd is. Daar samespreking vir 'n verkiesing in SWA. Ons onttrek uit SWA uit, ons kom huis toe. Toe ons by die huis kom, toe is die verkiesing op die tafel. Hier kom 'n nuwe demokrasie in Suid-Afrika. Kyk, waar staan ons nou? Daar's nie meer 'n oorlog nie. Wat word nou van hierdie generasie soldate? Wat is jou besluite wat jy neem? Jy moet besluite neem wat onomkeerbaar is. Dit is waaroor soldate se Rubicons gaan. Elkeen het sy eie storie om te vertel. Party is nie so mooi nie, party is meer aangenaam. Maar as jy die besluit geneem het, beteken dit jy draai nie om nie. Jy gaan vorentoe. Ons gaan net nou 'n bietjie meer in detail praat oor daai onomkeerbare besluite wat ons geneem het. Maar ek wou net die prentjie op die tafel sit van waar jy gekom het na skool in 'n regimentele weermag tot jy eendag in 'n nuwe demokrasie beland in Suid-Afrika. En wat was jou besluite en hoekom het jy daai besluite geneem? Rubicon,